Hoe sou 'n mens 'n land se geskiedenis vertel as woorde tekort skiet? Miskien vertel dit wat bereik is, die verhaal eintlik beter en eerliker. Ja, hier recht, alles maar recht. AZD's voorhanden 7-3 afgeleid niks. Dwarsleer voorhanden 4-1 afgeleid 2-8. Doembie bestel voorzien gelei bogie 4-8. Dit is al, dankie. Windhoek, goeiemorgen. Goeiemorgen meneer. Dis mooi weer op die afbeelding. Verkeer, de aard voorhanden 5813. Geruimd 22862. Hallo? Yes, meneer. Afgelaai 1-4. Walvisbaai 2040. Verwacht op terrein 8000. Lees oor die grens, skamels 162, kortes 3. Beleiders oor die grens 171. Op die afdeling 2158. Veertrokken na Zuidwest, belaai 108. Op die afdeling 2409. Dat is dan al, dank je. Môre Jan. Môre meneer. Is Arandis is nog tevrede nou met die mangaan erts daar bellen, hè? Heel tevreden meneer.
Dit is die Suid-Afrika van vandag. Maar 150 jaar gelede het die land aan 'n ander leefwyse behoort. Aan die wêreld van stofpad en ossewa. Aan die gerammel van 'n koets oor lang afstande deur 'n ruwe, ongenaakbare landskap. Toe was Suid-Afrika, maar net iewers in Afrika. 'n Romantiese bespiegeling vir grootwildjagter en reisiger. Maar beslis nie 'n ekonomiese of beleggingsmoontlikheid nie. Soms bestaan 'n beskawing eeue lank sonder dat enige noemenswaardige verandering intree. Maar die krag van nuwe kennis gryp soms verrekend in op die bestaan van 'n maatskappy. In Engeland maak ingenieur George Stephenson die wonder van stoom 'n werklikheid. Dit sou die oorsaak en stiekrag van 'n industriële omwenteling word. 'n Paar jaar later word dit ook in Suid-Afrika in gebruik geneem. Op die Bluff in Durban word 'n spoorlentjie van hout gebou vir die gerieflike vervoer van kaap. Op 31 Maart 1858 spit Lord Grey, die gouverneur van die Kaap, die eerste soei vir die bou van 'n spoorlyn tussen Kaapstad en Wellington. 'n Jaar van tevore wou hy ook 'n ander verbinding bevestig, om die Kaap en die Vrystaat in 'n federasie saam te snoer. Maar dit misluk. Vir Groot-Brittanje was die Vrystaat net 'n leë aarde sonder potensiaal. Op 26 Junie 1860 word die spoorlyn tussen Durban en die Punt geopen en 2 jaar later heers groot opgewondenheid toe 'n stoomtrein gereeld tussen Kaapstad en Wellington loop. Hiermee het die ontwikkeling van spoorweë in Suid-Afrika vir die volgende 12 jaar tot stilstand gekom. Maar toe verhuil 'n swart dolosgooiertjie in die Wes-Vrystaat sy blinkklippie vir R25.000 en ontketen 'n stormloop. Die leë, amper vergete land het nou diamantveld geword en het die geskarrel na rykdom begin. Vir die toekoms van die spoorweë was dit in meer as een opsig die begin en vir Suid-Afrika die koms van 'n nuwe era, die era van masjien en industrie. 'n Landelike bestaan sou nou in konflik kom met die begeertes van 'n imperiale moondheid. Sou dit die voorspel wees tot moderne Suid-Afrika? Die romantiek wat eie was aan die wêreld met sy klein stofstasietjies sou verdwyn en plek maak vir 'n ander soort wêreld met 'n dringender tempo. Vreemde mense met vreemde waardes. Fortuinsoekers, delwers, dobbelaars het van al die uithoeke van die land en oorsee koers gevat Diamantveld toe, op soek na die droom van rykdom. Vervoer was 'n probleem en spoorweë 'n dringende noodsaaklikheid. Die land moes oopgemaak word. Die boer en sy vee oor hierdie vlaktes getrek en die ruimte gedeel met springbok en vlakkas. Nou skielik het dit 'n muurnes sink en sementdorp geword, vernoem na die Britse minister van kolonies, Lord Kimberley. Hier het 50.000 mense saamgehok, vasbeslote om tussen gruis en klippe geluk te vind. En terwyl die welvaart en armoede in die eerste nywerheidsstad groter word, kom die spoorlyn steeds nader. In Kimberley was daar veral een naam op almal se lippe. Cecil John Rhodes, stigter van die magtige De Beers Diamantmaatskappy
Politicus met 'n ideaal, 'n imperialistische droom wat sou strek van die Kaap tot Kaïro. Kimberley het stad geword, binne 10 jaar, en alles en almal moes uithaal om by te hou. Perdekoets, ossewa en perdekar was hopeloos te stadig. Vinniger en doeltreffender vervoer was nodig. Op 28 November stoom die eerste trein Kimberley binne, die Kimberleyse trein. 'n jaar later word in Transvaal 'n ander skat ontdek. Goud. Die groot trek is gebore uit die drang na vryheid en selfbeskikking. Maar solank Transvaal nie sy eie hawe gehad het nie, sou dit steeds net 'n droom bly. Die rykdom wat goud vir die klein republiek gebring het, sou hom in staat stel om sy weg na die see te koop. President Paul Kruger sou hom onvermoeid beywer vir 'n eie spoorlyn. En met die stigting van die Nederlands-Suid-Afrikaanse Spoorwegmaatskappy kon die werk begin om die trekker-ideaal te verwesenlik. 'n spoorlyn na Delagoa Bay en 'n eie verbinding met die wêreld. 17 Maart 1890. Kruger open die eerste stukkie spoorlyn in Transvaal tussen Boksburg en Johannesburg. Die eerste trein, die Randse tram, was gou 'n alledaagse gesig. En in die Goudstad nog 'n eerste, die stasie Parkhalte. 'n eie myn en laaiplek verskaf steenkool aan die lokomotiewe van Sasol. Word Sasol selfvoorsienend, onafhanklik. Goud bring voorspoed en vooruitgang aan die eens arm republiek. Maar ander sou ook in die nuutgevonde rykdom wou deel. Te voet, te perd, met ossewa en perdekar het hulle gekom. En in almal se oë het dit bly vassteek. Hoop en verwagting. So ontstaan op die kaalvlaktes van die plaas Randjieslaagte 'n tent- en blikkiesdorp wat so groei tot 'n stad, Johannesburg, 'n stad van vreemdelinge en uitlanders. Vir die voortrekkers was die Vrystaat en Transvaal hul beloofde land. Nou het goud en diamante dit vir ander ook 'n beloofde land gemaak. Nie die belofte van vryheid nie, maar van rykdom. Skaars 60 kilometer daarvandaan word president Kruger in Pretoria onder luide toejuiging vir die 4de keer as staatspresident ingehuldig. Is hy die verpersoonliking van 'n nasionale strewe. Die uitlanders wou egter deel wees van die Britse ryk en Kruger vrees dat sy volk deur die uitlanders verswelg sou word. In Johannesburg loop die gemoedere hoog. Die uitlanders verset hulle teen die regering van die Suid-Afrikaanse Republiek en beroep hulle op Londen. Die soort optrede het die Britse ryk en Cecil John Rhodes goed gepas. Kruger besef die noodsaaklikheid van 'n eie spoorlyn vir die Suid-Afrikaanse Republiek se onafhanklikheid. Maar Lorenzo Marx was nog ver. Die Kaap en Natal se spoorlyne vorder onheilspellend vinnig na Transvaal. Kruger wou dat sy spoorlyn eers voltooi moes wees voordat hy die kolonies die reg sou gee om hulle spoorlyne na Johannesburg te verleng. Maar die bou van die Oosterlyn vorder stadig. Die terrein het steeds ongenaakbaarder geword. Die probleme was groot en die gereedskap primitief. Die hoop het dikwels beskaam. Koors en malaria eis sy tol en sou die gesegde uiteindelik lui dat daar bykans onder elke dwarsleer tussen Waterval Boven en Komatipoort 'n lijk lê. Maar die durf en deursettingsvermoë was daar. Dankbaarheid en blydskap vir wat bereik is. En 'n rusplek vir hulle wat die hoogste offer betaal het. Van die Natalse kus kom die spoorlyn nader, deur die heuwellandskappe van Pietermaritzburg tot by Charlestown. Kruger woon die seremonie by. Natal staan nou aan die grens van Transvaal.
het Cecil John Rhodes besef dat as die Oosterlyn eers voltooi is, sou die Kaapse kanse om in die rykdom van Transvaal te deel aansienlik kleiner wees. Daarom word 'n konsessie so gou moontlik van die Vrystaat verkry om 'n spoorlyn oor Bloemfontein na Vereniging te bou. In Mei 1892 is die Kaapse spoorlyn oor die Vaal. Kruger woon selfs die funksie by. Sy Oosterlyn was nog ver van klaar. Maar volharding en deursettingsvermoë sou die trekker ideaal verwesenlik. As 'n mens die moed en vasberadenheid van die Hollanders en Transvaalers wil verduidelik, dan lê dit opgesluit in 'n onwrikbare geloof. 'n Geloof in onafhanklikheid en selfbeskikking wat sou seëvier. In 1895 draai Kruger die laaste bout van die Oosterlyn by die Wilgers vas. Die droom het werklikheid geword. Na voltooiing van die Oosterlyn was dit wis en seker dat Kruger sy eie lyn sou bevoordeel, tot ergernis van die Kaap. Dit loop uit op 'n tariefstryd. Vervoer die Kaap toe sy goedere net tot aan die grens van Transvaal en vandaar per Ossawa. Kruger sluit die drouwe, maar stel dit onder druk van Groot-Brittanje weer oop. Die reuk van opstand en oorlog was reeds in die lug. Op 10 Oktober 1895 word die Sasem-spoorlyn met Natal in Heidelberg verbind. Die geleentheid word gepas gevier, want Durban is nou die 4de hawe wat met die Goudstad verbind word. Toe kom Sir Alfred Milner na die Kaap, 'n ware apostel van die Britse Ryk. Soos Rhodes buit hy die uitlanderkwessie uit om 'n verenigde Suid-Afrika tot stand te bring, maar onder Britse vlag. Op 11 Oktober 1899 bereik 'n somber boodskap die wêreld. Die Republieke van Transvaal en die Oranje Vrystaat het die imperiale moondheid Groot-Brittanje oorlog aangesê. Wat met die Jameson-inval 'n voorspel was, het nou werklikheid geword. 'n Werklikheid van vernietiging, wat 3 jaar lank sou duur. Die stryd het begin. 1-1 of in groepies het die burgers vir diens kom aanmeld. En elk het net dit met hom saamgedra wat hom die lewe kon laat behou. Knapsak, bandelier en geweer. En wat kan jy nog met jou saamdra na die front? Net geloof. Net geloof dat vryheid en reg eindelik sal seëvier. Tot nog toe was die perd bykans die enigste vervoermiddel vir die boere in tye van oorlog. Die trein sou hom as 'n sneller en doeltreffender vervoermiddel bewys. Manskappe, wapens en voorrade is nou veel vinniger na die front vervoer. Het die trein 'n strategiese wapen geword wat die boere die oorhand in die beginstadium van die oorlog sou gee. Die boere kon binne dae na die uitbreek van die oorlog hulle stellings inneem om slag te bied teen die oprukkende Britse magte. Uiteindelik sou die boere Mafeking, Kimberley en Lady Smith onder aanvoering van generaals Joubert en Cronje beleer. Vir Lord Methuen was die beleerde Kimberley 'n doring in die vlees. Met behulp van die Cape Railways het hy beoog om soldate na Kimberley te vervoer en dit te ontset. So vinnig as wat treine met oorlogsvoorrade vir die front gelaai is, so vinnig het die skepe reeds die volgende vrag ontskeep. Maar die voorrade kon Kimberley op daardie stadium nie bereik nie. En in die Diamantstad verruil mense hulle sierlike wonings vir gate in grond. Daelang duur die beleg van Kimberley. Verhinder 'n paar duisend boere die magte van Groot-Brittanje om die stad van rykdom te ontset. Die boere het geweet,
dat die voordele wat die trein vir hulle kon bring, ook vir die vyand sou geld. En leer hulle die tegniek om vyandelike treine tot stilstand te dwing en so die Britse strategie te ontspoor. By Elandsfontein slaag 'n boereaanval op 'n trein en die Britte soek na 'n teenvoeter teen die boere se optrede. Word treine nou gepantser. Aan die oostfront wil die Britse bevelhebber deurbreek na Pretoria, waarby Dundee, Modderspruit en Nicholson's Nek ruk die Baron in die bek. Die Britte trek terug na Ladysmith. Die beleg van Ladysmith het begin. Generaal Roberts neem nou die opperbevel in Suid-Afrika oor. Toe hy in Durban voet aan wal sit, loop sy opvolger 'n paar tree agterom. Lord Kitchener. Gaandeweg begin die getalsoorwig van die Britse magte uitwerking toon. Word die boere duim vir duim teruggedruk, word die verlies aan lewens steeds groter. Groot-Brittanje kom duisende soldate weg, want die ryk het daarvoor betaal. Al betaling waarop die boere kon hoop, was die behoud van hulle land se onafhanklikheid. Op 15 Februarie 1900 kom die eerste breuk in die boereverdediging. Die boere sou die neerlaag nie te bowe kom nie. Cronje en 4000 burgers word gevangen geneem. 3 dae later word met die slag van Pietersheuwel ook Ladysmith ontzet. Vir die Britte was dit 'n triomf. Kon die opmars na Pretoria voortgaan. Vir die boere het die terugval begin. En elke brug en verbinding word verwoes om die Britse opmars te stuit. De Wet en Botha dien hulle harde houe toe. Maar op 31 Mei 1900 is die Britse magte in Johannesburg. En 5 dae daarna val Pretoria. Baie boere word gevangen geneem en na Ceylon, Bermuda en St. Helena verban. Die boere sou die eerste rit na ballingskap per trein deurmaak. President Kruger was toe reeds nie meer in Pretoria nie. Hy was toe al op pad na Lourenço Marx. Die oosterspoor, wat sy land se onafhanklikheid moes bevestig, word nou sy ontsnappingsroete. Masharadorp word tydelik Kruger se hoofkantoor, maar die Engelse magte agtervolg hom en hy neem die wijk na Waterval boven. Hier het die ou kryger 'n paar dae kans om oor die lot van sy volk te peins, voordat hy die laaste skof na Lourenço Marx begin en die finale afskeid van sy land. 5 jaar tevore was die president ook in Lourenço Marx om die opening van die Oosterlyn te vier. Nou vertoef hy net 'n kort rukkie by die Portugese gouverneur voordat hy na Europa vertrek in die Gelderland, wat hom op bevel van die jong Hollandse koningin kom haal het. In Europa kry hy 'n helde ontvangs, maar geen hoop. In Transvaal en die Vrystaat maak 'n nuwe oorlogtegniek sy verskyning. Blokhuise. By elke belangrike brug en spoorlyn na Transvaal word dit ter beskerming van die treine vol soldate en wapens op pad na die front opgerig. Maar hiervoor het generaal Christian de Wet 'n antwoord gehad. Guerrilla oorlogvoering. Dit is asof hy amper met minagting deur die blokhuislinies breek om treine te ontspoor en wapens te bekom. Menige blokhuisbevelvoerder was radeloos, want niemand het geweet waar de Wet die volgende keer sou toeslaan. Lord Kitchener sou nou 'n nuwe strategie loods om die land te verbrand en te verwoes. Van hulpdienste vir die bittereinder was daar geen sprake. Die Nederland-Suid-Afrikaanse spoorwegmaatskappy, wat soveel tot die boere se aanvanklike suksesse bygedra het, is deur die Britte gekonfiskeer en tot niet gemaak. In die Boerevolksraad sit nou die nuwe heerser, Groot-Brittanje. Op 31 Mei 1902, om 5 minute oor 11 die aand, moet ook die bittereinder die knie buig.
Sy land was vertrap. Word Groot-Brittannië sy imperialistiese droom verwesenlik. Word die vrede van vereniging in Melrose Huis, Pretoria geteken. Maar een man het nog in vryheid gelewe, die vryheid van ballingskap. President Paul Kruger. In Julie 1904 ontneem die doodhom die vryheid. Word sy oorskot na Suid-Afrika gebring. Van Kaapstad na Pretoria word sy lijk verder per spoor vervoer. Word dit 'n huldetog. Duisende mense bring die laaste hulde, lê hulle hom weg in die bruin kombers van die aarde. Na 1904 het die lewe weer sy gang gegaan. Die Vrystaat en Transvaal is gaandeweg weer opgebou. Is verbrande murasies weer woonhuis gemaak. Het die gepantserde trein plek gemaak vir die passasierstrein. Maar hoe het 'n passasierstrein van daardie dae gelyk? Hoe het die mense gereis? Wat vir die mense van die jare na 1904 gewoon was, is vir ons vandag 'n sprokie van ou wêreldse charme. Die jare na 1908 is gekenmerk deur 'n gees van optimisme en 'n eenheidsstrewe om unie te word. Na jarelange samesprekings tussen Transvaal, die Vrystaat, Natal en Kaapkolonie is besluit om die 4 provinsies in een staat saam te snoer. Het Suid-Afrika na 300 jaar sy politieke beslag gekry. Die 4 afsonderlike spoorweginstansies sou ook tot een saamsmelt, die Suid-Afrikaanse spoorweë.